saam Bybelstudie doen, kom ons sluit die oor en bid ons saam. Here, waar ons hier by mekaar saam is om u woord op te breek, is dit ons gebed, dat u ons sal seën, dat ons met wysheid hier sal wegstap. Ons weet u woord inspireer ons, om u werklik dieper te leer ken. Dankie vir almal wat hier kom sit dit vandag, wat wil deel is van hierdie Bybelstudie, en ook vir die mense wat aanlyn na hierdie video gaan kyk, mag u hulle ook seën. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, ek wil julle amper al groet soos in 'n erediens, want dit is so lekker om julle te groet, maar ek groet julle regtig in die naam van die Here. Ek wil met julle vandag praat oor yskasmagnete. En die mense aanlyn kan sommer ook daar kommentaar gee oor watter yskasmagnete kan jy onthou van jou yskas. So, jy mag nou sê, ons sit redelik ver uit mekaar uit. So jy kan my jou masker net so bietjie laat sak as jy sukkel om deur om te praat, maar gesels bietjie met my. Yskasmagnete. Wat se yskasmagnete is by julle huise? Kom ons praat. Ek gaan 'n paar noem. Ek het 'n paar wat my 'n kleinseun van my van 'n toer wat hulle gehad het in die skip daar van Indië af tot in Afrika oralste by al die hawes aangegaan het en vir my gebring het. So dis van Indië, net net baie werd is. Nou moet ek hier dood. Okay. Indië, is dit soos foto's van die map het? Is dit foto's? Ja, jy weet nou klein magnetjies en van Portugal en al die plekke waar hulle aangedoen het. Indië vakansie. Ja, so hier's 'n vakansie element, né? Ja. Pragtig. Maar dit herinner Tannie ook aan Tannie se kleinseun. Ja. Hoe lief Tannie vir hom is. Pragtig. Wat sê Tannie aan? Skus. My man se hy nou dit nie meer van dit as die leeu en 'n buffel. Wat hy die wildtyd gekry het. Ja? En dan het ek van 'n dominee hier by die NG Kerk so die iewers gekry. En er is iemand met so preek. Dis al wat ek het. Daai ene van die dominees het so 'n robbekaalkop ou met 'n baard. Hy sukkel om. Sy fotootjie sien daar opneem, maar dit was sy hande. Dis so daai wat ek nog gemaak het op die lasersnymasjien net aan die map het. So iets van die kerk, nee, maar elkeen van dit is mooi herinneringe. So iets van die kerk en iets nog van oom Hans, so iets van 'n geliefde. So dit herinner Tannie waarskynlik ook aan oom Hans, nee. As Tannie die yskas sien, dink hy dadelik aan oom Hans. Wie wil nog met ons deel? Dit is altyd lekker om oor iets soos yskasmagnete te praat, want dis nie iets uit die Bybel uit nie. Jy is mos altyd bang as jy uit die Bybel uit 'n vraag kry dat jy dit verkeerd antwoord. Wat van dit jou magnete? Maar net nie jou teekoppies uitkom. En my magneet is maar eintlik wat by Evelyn gekry het. Kossoorte soos koppies en peelings, keteltjie, gebakte eiers, roomys. My yskas het ek weer trinkels. Maar ek het die mannetjies van op my kop. En dan natuurlik is daar 3 foto's wat ek kan inset dat ek nie te doen. So ook iets moois, maar iets persoonlik, iets wat jou aantrek na die yskas toe, nê? Wat sê? Is daar nog iemand wat iets wil sê vinnig? Ek het my sussie was op die boot gewees. Gerard in Februarie. Toe jy op die boot was? Ja, ek het my sussie. Okay. Wat is die simfonie of wat noem jy so? Die simfonie. Die simfonie. Ekskuus, ek het hom 'n bietjie sleg uitgespreek. So 'n bootreis, nê? Ja. Wat het dan nie gesê, ekskuus? Nee, ek wil sê my kleinseun was in wat is die eiland daar aan die ander kant Mauritius, die Franse eiland, Seychelles. Nee, die Franse. Maar in elk geval, hulle was daar gewees en hulle van die vulkaan daar het hulle nou, jy weet, magneetjies gemaak van stukkies van die vulkaanrots wat daar uitgekom het hy vir my. Ek weet dit ook gebring wat nogal vir my toe nou interessant was om te dink, mense het dit gesien. Reunion. Van Reunion Island, ja. Reunion Island. Ja. Baie keer kry mens ook yskasmagnete by mense wat ergens op vakansie was. Een van die yskasmagnete wat in ons yskas is 'n bekende skildery van mense wat geskilder is in 'n psigiatriese hospitaal. Die 5 van hulle wat net so sit. 2 met baarde en dan die een in die middel, maar hulle lyk almal so afgeleef, maar die ouens met die baarde so strak gesig. En ek weet my skoonpa het vir ons saamgebring 'n paar jaar terug van vakansie af. En ek kan nie onthou wie dit geskilder het nie, maar ek onthou ek het een keer
artikel geskryf op 'n publikasie oor die 5 ouens op hierdie skildery en wie kan hulle almal dalk wees. So mens kry yskasmagnete ook by mense wat reis saam met jou. Ek het 'n paar yskasmagnete saamgebring om vir julle te wys. So die Iselese gunsteling enetjie, Bobby Jantjie. Hy speel verskriklik baie met die magnete so teen die yskas, dan plak hulle so daar as ons kos maak of so. Hier is nog 'n ou visie wat ek gemaak het op die lasersnymasjien. Hier is 'n hartjie wat ek nog gemaak het op die lasersnymasjien. Hier is nog 'n visie, lyk my die dominees hou van die visies. Hou van die visies. En hierso is nog 'n sonhou foto van Isabella. Ek bedoel sy is al amper 5, so hierdie foto seker al 5 jaar teen die yskas op 'n magneet. En daar kan jy haar rugstringetjie sien en alles en ek dink toe by myself net sy is nou al lankal weg. Jy weet wat sy nou al uit is en sy is gebore en alles en sy is hier tussen ons, maar daai ding is nog daar. Maar hy is daar en dan hierdie is sommer so mosaïekie, dit verteenwoordig half iets van daai wat Tannie ook gesê het van iemand wat iets vir jou saamgebring het. Dink ons het daai gekry het se wil uit, ek dink Chanel se ma het vir ons nog saamgebring. En dan hierdie skildery van Gustav Klimt wat vir my ook interessant is. En elkeen het 'n rede hoekom hy daar is. Daai herinner ek my aan ouerskap, hierdie twee. Hierdie herinner ek my op 'n manier aan my geloof. Die hartjie met die story art logo en herinner my aan my drome nog om op groot houtbesigheid nog te hê as ek ouer is. Hierdie herinner my aan hoe ander mense my lewe is en reis. Hierdie herinner my aan kuns. So word yskaste metafore vir ons lewens. Dis waarmee ons besig is. Nou wil ek hê jy moet blaai na Psalm 133. Psalm 133. My Bybel. Psalm 133. Mens blaai so swaar as jy nie kan hê nie. Dis waar dit is. Dis net 3 verse. Ja. Ek gaan hom lees uit die boodskap vertaling uit. Dit sal 'n bietjie anders soos in julle vertalings, maar ek wil so 'n bietjie die boodskap uitlees op Stefan Jouberg as dit reg is met elkeen van u. Vir Dawid, 'n lied van mense wat na die Here se huis gaan. In julle vertaling sal dit sê van Dawid, 'n pelgrimslied, né? En 'n pelgrimslied is eintlik maar iemand wat op pad is na God se huis toe. En baie keer sal hierdie mense dan op pad na God se huis toe God dank vir iets wat besig is om in hulle lewens te gebeur. Hulle sou baie keer as gesinne ook saam gereis het. Een van die mooiste voorbeelde van hoe gesinne op 'n pelgrimstog was, is die verhaal van Jesus saam met Josef en Maria. Hoe hulle op pad was Jerusalem toe vir die Lofwitfees en op pad terug toe. Die kinders was ook als kinders gewees. So die mense sal op hierdie pelgrimsreise ook weer op 'n manier bewus raak van hulle gesin en hulle familie en almal wat rondom hulle is. Dis 'n belangrike oomblik om raak te sien. En hierdie word dan 'n getuienis van 'n pa of dan nou ook in ons geval 'n ma in ons postmoderne lewe wat dan praat oor eintlik dit wat hulle sien voor hulle afspeel. En wat sien hierdie ouers dan? Hulle sien hoe mooi, hoe wonderlik dit is as broers en susters regtig vir mekaar lief is. In die 1983 vertaling en in die 2020 vertaling, maar die nuutste vertalinge sê dit, hoe mooi en wonderlik is dit as broers eensgesind met mekaar saam leef. Pragtige teks. Terug by yskasmagnete. In die huis waar ek groot geword het, was daar ook yskasmagnete. En reg in die middel was daar 'n yskasmagnetjie met 'n pa en 2 seuns. En bo dit net hierdie. Hoe mooi, hoe wonderlik is dit as broers en susters, of dan nou in hierdie geval broers eensgesind saam woon. Maar die pa glimlag op die prentjie en die seentjies glimlag op die prentjie en ek weet, toe ons groot geword het, het my pa nie altyd daai glimlag op sy gesig met ons 2 seuns gehad nie. Maar dit was sy gebed. Dit was eintlik sy manier om te sê wanneer ons rof raak,
dalk vir my ma te sê, onthou die magneet. Dit is, daai oomblikke waar daar eensgesindheid is, dis mooi, dis wonderlik, dis pragtig. En op 'n manier verklaar dit iets rondom hierdie deel van ons lewens. Maar ook van hierdie deel, familie en godsdiens. Dit wat by mekaar aankom op 'n yskas. So, toe ons die gastehuis, waar my ma nog gebly het, tot so 20 jaar terug toe opgeruim het daar nog 'n foto afgekom wat op die yskas is, al van, ek dink 2002 af, van my en 3 pelle, toe ons op Diensdag vir Christus in die Kaap was. Nou wonder ek, hoekom was daai foto nog heeltyd daar? Ek dink dit was daar, omdat dit iets verteenwoordigheid ook van die evangelie wat verkondig word deur 4 mans, of deur 4 jong vriende. Ek dink, yskaste word metafore vir die lewe. Dit word op die ou en 'n metafore vir dit wat ons raak sien, rondom ons gebeur. En op daai manier is dit soveel meer as net 'n klein kind wat 'n yskasmagneet van die vulkaniese as of wat ook al saambring. Dit word, ek gun my kleinkind die avonture in die lewe. Is ek reg? Dit is soveel meer as net koppies en pierings en sulke goeders. Dis 'n tuiste. Die koppies en pierings op die yskas verteenwoordig die tuiste wat daar is, wat geskep word. 'n bootreis is meer as 'n bootreis, dis 2 susters. Dis liefde en vriendskap. Verstaan jy wat genoem het oor romans is dieselfde. Dis nie net 'n leeu en 'n buffel nie. Dit was sy leeu en sy buffel. En ek het altyd gesê, my pa praat nooit, maar nie, wildtuin hou hy nie oppraat nie. Ek nooit in die wildtuin op het praat nie, ja. Ek kan dit goed geglo nog van romans. En op 'n manier word dit metafore. So waar is ons op reis vandag, wil ek met julle deel. Ons is nie meer met pelgrimsreise besig eintlik vandag as mense nie. As jy pelgrimsreis wil doen, dan moet jy die Tankwa gaan stap, soos wat Marius Morland, wat die gemeentelid is, so ruk terug gedoen het. Ons het nie meer pelgrimsreise nie. Ons stap ons nie eintlik meer vreeslik. Ons klim in die tuin en ry, as ons weg. Dan is jy waar jy wil wees. En ons het ergens die element verloor van werklik by mekaar wees op 'n reis en sien wat rondom ons aangaan. Ons sien dit nogal as ons met die kinders op vakansie gaan ergens heen. Mense raak bewus van hulle teenwoordigheid op 'n ander manier, want jy sien wat hulle doen in die kar en jy's op pad ergens heen. Die plekke waar ons beweeg die meeste vandag, waar ons pelgrimsreise het, is in ons huise. Dis vir ons die meeste beweeg, van ons woonstelle. Dis daar waar foto's teen die mure hang, die yskasmagnete teen die yskas is. Wat ons als herinner aan waar beweeg ons ook geestelik. Nou wil ek jou vra, as jy rondom jou moet kyk op jou metaforiese pelgrimsreis, wat sien jy rondom jou gebeur? Wie sien jy rondom jou wat hulle geloof uitleef en hoe kan jy hulle help om dit te versterk? Want wat hierdie ouers dan nou hier sien op hulle reis is, dis so mooi dat ons kinders eensgesind is. Dis so mooi dat ons kinders lief is vir mekaar. Hulle sien dit raak en dan dokumenteer hulle dit. Dan begin hy verder in vers 2, julle kyk hier so wat so mooi poëtiese taal begin hy gebruik. Hy sê dit is soos baie duur parfuum wat iemand uit respek oor Aaron uitgiet. Dit is soos duur olie wat oor Aaron se kop en klere loop. Dit is soos dou wat vroegoggend van die Hermonberg afloop tot op Sion. Broers en susters wat regtig vir mekaar omgee, word deur die Here geseën. Elke dag beleef hulle sy goedheid. Elke dag van die lang lewe wat hy skep. So hierdie ouers hulle raak as ware poëties oor hulle kinders. So kyk hoe mooi is dit, kom ons raak poëties, hoe pragtig is dit hulle saam. Dit is soos hierdie dierolie wat oor Aaron se kop loop. En daai dierolie moet julle weet, is salwingsolie, dit verteenwoordig God se teenwoordigheid. So hierdie ouers sê, daar waar hulle eensgesind met mekaar is, sien ons hoe die olie, die God se teenwoordigheid oor hulle loop. Ons sien dit raak. Is dit nie pragtig? En dan sluit hy af en te sê, daar waar dit gebeur, waar daar so geleef word, daar gee God sy seën, sê die 83 en die 2020 vertaals. Daar gee God sy seën 'n lang lewe. En daai lang lewe weet ons is nie in die Ou Testamentiese tyd 'n lang lewe nie te doen met hoeveel jaar jy leef nie, maar eerder soos wat Prof Stefan hier sê, met hoe jy jou jare leef.
mense wat bereid is om eensgesind met mekaar saam te leef. Hulle is werklik bereid om God se seën ook te beleef. Nou wil ek vir julle vra, wie kan vir my 'n definisie gee vir wat eensgesind is? Terwyl ek 'n slukkie van my koffie neem. Wie kan vir my 'n definisie gee vir die woord eensgesind? Seker saamstem. As jy saamstem. So saamstem. Saamstem. My proffies nou moet sien hoe mooi ek hier skryf, so hulle sê, dankie jou take was getik Gerrit. Saamstem, né? Ek kan vir nog 'n definisie gee vir eensgesindheid. Saamstem, dalk iets anders. Ja, dis nou nie saamstem nie, maar iemand wat nou altyd bietjie stroom op is, nie wil saamgaan nie. 'n Dwarstrekker. Kry jy op na. Ek kry altyd 'n dwarstrekker, né? Ja. Hierdie kerkraad het nie een dwarstrekkers nie. Die eensgesindheid vat baie keer net lank. En dit is wat die kerk is. Nou wil ek vir julle vra, as ons kyk in Johannes Evangelie, wat was Jesus se eerste gebed vir sy disippels? Vader, ek bid dat hulle eensgesind sal wees. Net dit. Eensgesindheid, so ons dan nou ook sien in die boek van Handelinge, beteken nie dat hulle nie verskil van mekaar nie. Die disippels het radikaal van mekaar verskil oor 'n klomp sake. As jy die boek Handelinge lees en jy kan weer na daai Pinkster video's gaan kyk wat ons gedoen het so ruk terug vir Pinksterweek, sal jy sien, maar daar was baie keer konflik gewees en hulle het radikaal verskil oor goed. Die vraag is, hoekom het hulle aangehou? Want die evangelie was groter as hulle self. So vir die Ou Testamentiese mense, as ons vinnig na die Psalm toe terugkeer, het eensgesindheid nie te doen met die feit dat ons saamstem noodwendig oor alles nie. Dit het meer te doen met ons het dieselfde doelwit om God se seën te beleef. Ons is saam op reis. Die eensgesindheid in hierdie Psalm het te doen daarmee dat ons kinders gaan op 'n stadium beklei met mekaar, sal die pa en ma dalk vir mekaar sê, maar ons is nog steeds op dieselfde reis. En in die NG Kerk het ons dieselfde. In die NG Kerk verskil ons as gemeentes baie keer met mekaar van sake. Maar ons is nog steeds eengesind oor die evangelie, is ek reg? Ons is nog steeds op die reis saam, op pad om die Here te loof en prys. Al verskil ons van mekaar. Die feit dat hierdie twee ouers of hierdie twee kinders ergens op hierdie pelgrimsreis gaan konflik het, beteken nie hulle onttrek van die reis nie. As ons kinders in die kar beklei op pad Klentana toe in Desember, beteken dit nie skielik hulle wil nie meer broer en suster wees nie. Beteken net hulle sien in hierdie oomblikke nie heeltemal eye to eye, soos die Engelsman sê nie. So hoekom sal Jesus se gebed dan wees, Vader, ek bid dat hulle eensgesind, dat hulle een sal wees? Hoekom sal Jesus dit bid? Ek dink die rede hoekom Jesus dit bid is, net daarna wat hy sê is, want daardeur sal die wêreld glo julle is my kinders. Nou ons is geneig om te sê, as ons nie meer dieselfde voel oor iets nie, dan kan ons nie meer vriende wees nie. Ons moet mooi onderskei, verskil ons van iemand wat saam met ons op die reis is, of nie meer op die reis saam met ons is nie. Menende, sekere mense, veral aanlyn, is nie noodwendig op dieselfde pelgrimsreis as ek nie. Hy is nie. Die mense op die pelgrimsreis is die mense in jou direkte omgewing wat jy ken en met wie jy 'n verhouding kan hê net so hier. Dis hoekom pas op vir aanlyn debatte. Pas op vir Facebook en vir Instagram debatte. Want jy ken nie daai persoon nie. En al is daai ou persoon op die pelgrimsreis saam met op pad na die ewigheid toe, kan julle dalk viciously van mekaar, soos wat die Engelsman sê, verskil. En is net omdat julle mekaar nie ken. Ek dink die belangrikste boodskap wat ons hier kan vat is, die Here wil hê ons moet eensgesind wees met mekaar, want daar beleef ons sy seën, en deur daai eensgesindheid met mekaar, sien die wêreld, hierdie mense dien die Here, en regtig die Here. So ek wil julle uitdaag, van hier af, wanneer julle huis toe gaan, en sê, jy gaan ergens vandag 'n draai maak by die yskas, is ek reg? Wie van julle gaan nie vandag die res van die dag yskas toe gaan nie? Moenie dat ek julle WhatsApp en julle betrap en sê, "Skus Dominee, ek sit in die yskas nie."
Ons gaan op 'n stadium 'n draai maak in die yskas. Mens as jy soos ons jongste is, dan loop hy gereeld net en maak die deure oop, net om te kyk hoe werk dit deur. Want hy is nou eers 2. So hy maak heeltyd die deur oop en toe dan sê ek, maak toe die yskas deur. Maar ergens in vandag gaan jy die yskas deur oopmaak om iets te kry om te eet. Moenie in daai oomblik wanneer jy die yskas oopmaak, net oopmaak en vat wat jy soek nie. Vat die handvatsel, hou toe vir 'n oomblik. Kyk na die yskas magnete en vra wat beteken hierdie vir my vandag. En in daai oomblik bid vir eensgesindheid in die kerk. Bid vir eensgesindheid tussen jou mense en jouself. Van daai oomblik. En doen dit. Kan ek vir ons 'n gebed doen? Here, baie dankie dat ons kan eensgesind wees en dat ons die evangelie wil verkondig aan almal. Al verskil ons soms, Here, oor hoe ons dit doen, kan ons soms verskil, Here, oor die manier wat ons as gelowiges leef, het ons almal dieselfde doelwit. En dit is om U seën te beleef in elke dag. Here, elke dag het ons yskaste in ons lewens, en op 'n manier is die pelgrimsreis binne die huis deesdae. Daarom kom vra ons, help ons om our pelgrimsreis te deel en 'n loflied vir U te skryf, soos wat hierdie mense dit gedoen het oor hulle kinders. Want hulle sê dit is so pragtig as kinders eensgesind met mekaar is. Ons bid ook, Here, dat dit op 'n manier 'n metafoor sal wees ook vir die manier wat ons die evangelie moet verkondig aan kinders self. En dat hulle werklik U seën sal beleef in die huise waar ons is. Ek bid dit vir nie net pa's en ma's nie, maar ook vir oumas en oupas wat hierdie kan sien. As die kleinkinders dalk nie dadelik by hulle is nie, want hulle is ook see of hulle is in 'n ander stad. Ons bid dat hulle die foto's teen die yskaste van hierdie kleinkinders en kinders sal raak sien en dan hulle sal intree. Jy sal vra, Here, seën hulle. Seën ons as 'n gesin, dat ons eensgesind saam op hierdie pelgrimsreis sal wees. Dankie dat ons hierdie ding in U naam kan bid. Amen. Dankie julle vir almal wat deel was, vir die van julle wat lewendig gesê. Julle is welkom om enige kommentaar te gee. Ek sal dit so antwoord in die volgende 20 minute of so. En julle moet 'n lekker dag hê.